Ek groet julle in die naam van Jesus Christus. Die woord wat die Here op my hart gelê het, wat uitgesaai moet word is, wanneer God jou hart verander, verander hy ook jou woorde. Die Bybel leer ons dat wat in ons hart is, uiteindelik deur ons mond uitgespreek word. Ons moet versigtig wees wat uit ons mond gespreek word. Jesus sê in Lukas 6:45, want uit die oorvloed van die hart praat die mond. Lukas vers 6:45 leer Jesus ons dat ons in ons harte is uiteindelik in ons woorde en dade sigbaar word. Ons woorde is soos 'n spieël van die toestand van ons hart. As ons harte gevul is met God se liefde, waarheid en vrede, sal ons woorde opbou, bemoedig en seën. Dit wil sê, as ons harte gevul is met God se liefde, kan ons mense daar buite bemoedig. Ons kan hulle opbou en ons kan hulle seën met die woord van God. Want dit is wat Jesus gedoen het toe hy op aarde was. Maar as ons harte gevul is met bitterheid, woede of sonde, sal dit ook deur ons woorde na vore kom. As ons elke dag sit met 'n bitterheid in ons, dan gaan ons ander mense ook aansteek met daardie bitterheid. En as jy bitterheid het in jou hart, dan maak dit van jou 'n lelike mens. God sal jou meer seën op jou pad bring as vervloeking. Wat ek hieruit kan leer, 'n geestelike les wat ons kan leer, is dat die hart is die bron van ons woorde en gedrag. God wil nie net ons optrede verander nie, maar ook ons harte. Wanneer ons tyd in God se woord en gebed deurbring, vul hy ons harte met sy goedheid. Wanneer God ons hart aanraak, begin ons anders dink, anders voel en anders praat. Woorde van woede word woorde van vrede. Woorde van kritiek word woorde van bemoediging. Woorde van twyfel word woorde van geloof. Is dit nie wonderlik nie? 'n veranderende hart bring veranderde woorde soos liefde in plaas van haat. God wil hê ons moet liefde uitstraal vir ons medemens in plaas van om hulle te haat. En dan is dit makliker om mense wat jou te nakom te vergewe in plaas van met bitterheid. As ons mense met liefde behandel en ons straal die liefde uit na die wêreld, dan is dit makliker vir mense, vir ons mense, as iemand ons te nakom.
Want dan kan ons nie kwaad word nie, ons kan nie woedend raak nie, want ons het God se liefde binne in ons. Ons is draers van God se liefde en daarom moet ons dit uitstraal na die mense daar buite. Daarom wil God nie net ons gedrag verander nie, maar eers ons hart. Wanneer die harte reg is voor God, sal die mond sy goedheid, genade en waarheid verkondig. As ons harte reg is van binne, en God het ons harte gereinig van binne, dan sal ons mond oorloop van die genade van God en die waarheid verkondig, soos Jesus. Jesus, toe hy op aarde was, het Jesus die koninkryk, die gospel verkondig, en dis wat God wil hê ons moet doen. Ons moet elke dag die Here vra om ons harte te reinig en met sy gees te vul. Elke dag as ons opstaan in die oggende, dan bid ons vra, Here, reinig ons harte. Vul ons met u liefde, vrede en waarheid. Help my dat my woorde altyd u naam sal verheerlik en ander sal opbou. En as ons lees in Psalm 51 vers 12, skep vir my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees. Dis wat ons nodig het. Hierdie vers is 'n deel van koning Dawid. Koning Dawid was 'n man na God se hart. Koning Dawid se gebed van berou, nadat hy sy sonde besef het. Hy het gevra, nie net vir vergifnis nie, maar ook dat God sy hart sal verander en vernuwe. Ons kinders as God, ons moet soos koning Dawid wees. Ons moet God vra om vir ons 'n rein hart te skep. Ons moenie net dat God ons sondes vergewe nie, maar ook dat God ons harte kan verander en vernuwe. Ons moet God vra om vir ons 'n rein hart te skep. Dit beteken dat God nodig het om ons van binne af te reinig. Ware verandering begin in ons harte. Gee opnuut 'n vaste gees. Dit beteken om van standvastig, getrou en gehoorsaam aan God is te bly, selfs wanneer uitdagings kom. Wanneer die storms kom, wanneer die winde kom, dan moet ons gehoorsaam wees aan God. Al daai uitdagings kom. Dis hoekom ons moet bid en vra, gee opnuut 'n vaste gees. Want as ons al die vaste gees binne in ons het, dan kan enige storm kom, ons sal daardie storm oorwin. God kyk nie net na ons uiterlike dade nie, maar na ons toestand van ons harte,
soos koning Dawid. Koning Dawid was 'n man na God se hart, want koning Dawid het God se hart gesoek. Dit is soos Matteus 6 vers 33 sê, soek eers die koninkryk van God en alle dinge sal bygevoeg word. Daai vers beteken eintlik dat ons God se hart moet soek. Ons moet wees soos koning Dawid. 'n rein hart is die fundament van 'n sterk verhouding. As ons 'n rein hart het, dan het ons 'n sterk fundament. En ons het 'n sterk verhouding met God. Wanneer ons harte verander, verander hy ook ons gedagtes. Sodra God ons harte verander, verander hy onmiddellik ons gedagtes terselfdertyd. Ons woorde en ons optrede. God is nie net geïnteresseer om ons foute te vergewe nie. Hy wil ons harte nuut maak. Ons moet toelaat dat God om elke dag jou hart te vorm, soos hy jou hart verander, sal jou woorde 'n bron van lewe, genesing en seën wees vir almal rondom jou. Laat God toe om elke dag jou hart te vorm, soos hy jou hart verander, sal jou woorde 'n bron van lewe, genesing en seën wees vir almal rondom jou. Sodra jy toelaat dat God jou hart verander, dan sal jy 'n bron hê van lewe, genesing. Jy sal seën ontvang, jy sal genesing ontvang en wees. En almal rondom jou sal sien dat daar 'n verandering in jou gekom het, omdat jy toegelaat het dat God jou hart verander. As ons tot God bid, vra ons die Here, skep in my 'n rein hart en vernuwe 'n vaste gees binne my. Help my om U te dien met opregtheid en gehoorsaamheid elke dag. Laat God toe om elke dag jou hart te vorm. Soos hy jou hart verander, sal jou woorde 'n bron van lewe, genesing en seën wees vir almal rondom jou. Amen.